God skryf jou storie. Psalm 139 van vers 1 af sê, Here, U ondersoek my en U ken my. U is die een wat my sit en opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedagte het, my omswervinge en waar ek rus. U het dit afgemeet, al my paaie is aan U bekend. Ja, daar is nog nie 'n woord op my tong nie, kyk, dan ken U, Here, dit volledig. Van agter en van voor omsluit U my. U plaas U handpalms op my. Om dit te verstaan is 'n te groot wonder vir my. Dit is te hoog. Ek kan dit nie begryp nie. God skryf jou storie. Ons lees uit Genesis 50 van vers 15 af. Toe Josef se broers besef dat hulle vader nou dood is, sê hulle, as Josef 'n wrok teenoor ons koester, gaan hy ons beslis terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het. Hulle het toe vir Josef laat weet, U vader het voor sy dood opdrag gegee, so moet julle vir Josef sê, vergewe tog asseblief die oortreding van jou broers en hulle misstap, dat hulle jou soveel kwaad aangedoen het. Dis vergewe dan asseblief die oortreding van die dienaars van die God van die Vader. Josef het gehuil toe hulle met hom praat. Sy broers het ook self gegaan, voor hom neergeval en gesê, kyk, ons is U slawe. Maar Josef het vir hulle gesê, moenie bang wees nie, want is ek in God se plek? Julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehad, met die doel om te doen wat vandag gebeur, om 'n groot volk aan die lewe te hou. Dis moenie bang wees nie. Ek self sal julle en julle afhanklikes van kos voorsien. So het hy hulle getroos en mooi met hulle gepraat. Tot sover. Die Josef vertelling is eintlik 'n pragtige kort verhaal. 'n Verhaal wat handel oor God se voorsienigheid, sy genade en sy sorg. Dit gaan oor die groot dade van God wat gesorg het dat sy volk Israel nie verlore gaan nie. Dis egter ook 'n verhaal oor mense. Ek wil amper sê oor tipiese mense. Ons lees van 'n pa wat een van sy kinders voortrek. Ons lees van Josef wat 'n regte hoogmoedige klikbek is. Ons lees van sy broers wat hom nie kan verdra nie, vir hulle pa lieg en hom uiteindelik verkoop. En so beland Josef in Egipte, waar hy onderkoning word en hierdie einste broers by hom kom koring koop. Later beland Josef se hele familie in Egipte, waar sy pa Jakob, vir wie Josef soveel liefde en respek gehad het, tot sterwe kom. Ons almal ken die verhaal baie goed. Wanneer Josef se vader sterf, is die vraag wat onmiddellik na vore kom eintlik logies. Wat gaan Josef nou met sy broers maak nadat hulle pa dood is? Gaan hy hom op hulle wreek? Gaan hy hulle nou wegjaag of gaan hy nog vir hulle sorg? Mense nogal verwag dat Josef, tipies menslik, nou dat sy pa oorlede is, sy broers sou terugbetaal vir dit wat hulle aan hom gedoen het. Dit sou 'n normale menslike reaksie gewees het en boonop was die ideale geleentheid nou daar nadat hulle pa dood is. Maar wat 'n verrassing kry ons nie, want watter verandering het daar nie by Josef ingetree nie. Die hoogmoedige dromer wat op 'n keer almal voor hom sien buig het sê, ek is nie God nie. Moenie bang wees nie, want is ek in God se plek? Die klein klikbek kry sy broers nou jammer. Hy huil en stel hulle gerus. In plaas daarvan om wraak te neem, sê hy, ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Selfs deur dit wat Josef se broers aan hom gedoen het, was God steeds besig om die storie te skryf. As hulle nie vir Josef verwerp, gehaat en verkoop het nie, sou die hele volk Israel deur die droogte vernietig gewees het. Die antwoord lê in vers 20. Julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehad, met die doel om te doen wat vandag gebeur, om 'n groot volk aan die lewe te hou. Josef sien God se hand in sy lewe raak. Sy omstandighede is deur God gebruik om iets beter te bewerkstellig. God skryf die storie. As Josef nou terugkyk op sy lewe, besef hy dat God daaruit iets goeds na vore laat kom het. Voorheen, toe hy in die situasie was, het hy dit sekerlik nie verstaan nie. Maar nou kan hy sien hoe God die slegte kan omskep in die goeie. En in ons lewens is dit presies dieselfde.
God skryf jou storie, al verstaan jy dalk absoluut niks daarvan nie. Soms sien ons maklik die hand van die Here in ons lewens raak. 'n Gelukkige ouerhuis, goeie opvoeding, 'n lewensmaat, my kinders, 'n werk, goeie versorging, gesondheid, so kan ons maar opnoem. Maar daar gebeur ook met ons dinge wanneer dit moeilik is om die hand van die Here daarin raak te sien. 'n Mishandelde kinderlewe, die pyn van 'n egskeiding, die hartseer van kinderloosheid, die trauma om jou werk te verloor, stikkende verhoudings of die worsteling met siekte. Dit is dinge wat ons nie kan verstaan nie. En wat meer is, dit is dinge wat 'n mens alleen in die geloof kan aanvaar, alleen soos Josef hier maak, alleen wanneer ons in sulke omstandighede deur God die krag gegee word om op God te vertrou, en glo dat God ook uit hierdie negatiewe omstandighede weer iets goeds na vore sal laat kom. Alleen dan kan 'n mens sinvol in tye soos hierdie bestaan. Gelukkig is daar een gebeurtenis waarna ons almal kan terugkyk en die hand van God daarin kan raak sien, die kruisiging en opstanding van Jesus Christus. Daarin kan ons onteenseglik die liefde van God vir ons raak sien. God het sy liefde vir ons vasgeskryf deur die kruis, want daardeur het God ons sondeskuld vergewe en ons met hom versoen. Uit die pyn en smart van Jesus se kruisdood het God vir ons die weg tot die ewige lewe oopgemaak. Dit is vasgeskryf. Daardie hoofstuk is klaar geskryf, is deel van jou storie. Hierdie liefdesdaad van God behoort ons te vul met 'n onuitspreeklike dankbaarheid, maar ook met die besef dat God steeds ons storie skryf. As 'n mens God se hand in jou eie lewe so raak sien, met ander woorde, wanneer die kruisdood nie net iets daar ver is nie, maar jy dit begin sien as deel van jou persoonlike verlede, jou eie geskiedenis, dan kan 'n mens God vertrou dat hy besig is om die beste storie van jou lewe nou neer te skryf. Wat kan ek doen om vir God dankie te sê vir al sy liefde, genade en sorg in my lewe? Die wyse waarop Josef hierdie vraag geantwoord het, is baie duidelik uit ons gedeelte. Ons kan vir God dank deur mekaar te vergewe en deur vir mekaar om te gee. As ons iets verstaan van hoe baie God ons vergewe het, sal ons ander ook makliker vergewe en nie soveel bitterheid in ons lewens ronddra nie. Het is belangrik dat ons uit hierdie verhaal van Josef sal leer dat God nie net besig is om die groot dade in die geskiedenis van volkere te skryf nie, maar dat hy ook jou storie skryf. Ons het almal nodig om mense te vergewe. In ons huise, ons families, by ons werk, noem maar op. Daar's mense wat jou al in jou lewe baie seer gemaak het. Dit kan iemand baie naby in jou wees, dalk in jou gesin, dalk in jou familie, dalk 'n vriend of vriendin. Dalk is dit iemand wat jou nie eers regtig ken nie. Die feit van die saak is dat die wonde wat ander mense se woorde en dade aan jou doen, lelike letsels in jou siel agterlos. Jy kan egter kies hoe jy met hierdie wonde wil omgaan. Jy kan die rowe die hele tyd afkrap en sodoende veroorsaak dat die seer vir altyd daar bly, of jy kan die rowe toelaat om genesing te bring. Tyd maak wonde toe. Ek sê nie dat die wonde in jou lewe nie letsels sal agterlos nie, maar jy kan die wonde so laat gesond word dat jy weer met jou lewe kan voortgaan. Galasiërs 5 vers 25 sê, ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Jou gedrag moenie bepaal word deur die slegte of goeie persoon wat voor jou staan nie, maar deur die Gees van God wat in jou woon. Josef het al die mag gehad om sy broers wat hom so sleg behandel het, met een woord te laat doodmaak. Hoor hoe reageer sy broers na hulle pa se dood. Toe Josef se broers besef dat hulle vader nou dood is, sê hulle, as Josef 'n wrok teenoor ons koester, gaan hy ons beslis terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het. Hulle het toe vir Josef laat weet, u vader het voor sy dood opdrag gegee, so moet julle vir Josef sê, vergewe tog asseblief die oortreding van jou broers en hulle misstap, dat hulle jou soveel kwaad aangedoen het. Dis vergewe dan asseblief die oortreding van die dienaars van die God van die Vader. Josef het gehuil toe hulle met hom praat. Maar hoor wat sê hy dan vir hulle? Maar Josef het vir hulle gesê, moenie bang wees nie, want is ek in God se plek?
Julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehad, met die doel om te doen wat vandag gebeur, om 'n groot volk aan die lewe te hou. Dis moenie bang wees nie. Ek self sal julle en julle afhanklikes van kos voorsien. So het hulle getroos en mooi met hulle gepraat. Sien julle? Jou gedrag moenie bepaal word deur die slegte of goeie persoon wat voor jou staan nie, maar die Gees van God wat in jou woon. Seer wat nie genees nie, gaan een of ander tyd oor in 'n wrok. Die ergste van 'n wrok in jou lewe is dat dit jou hele lewe oorneem. Die ander persoon gaan met sy of haar lewe aan, maar jy is vasgevang. 'n Wrok gaan oor in haat. Moenie bang wees nie, want is ek in God se plek? Julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehad. Wanneer gaan jy daardie seer, daardie wrok en daardie haat neersit? Josef het die volste reg gehad om wraak te neem. Josef het die volste reg gehad om sy broers te haat vir dit wat hulle aan hom gedoen het. En tog het hulle jammer gekry en hulle vergewe. Dit laat my dink aan 'n ander gebeurtenis waarvan die Bybel praat. Daar aan die kruis op Golgotha. Terwyl mense gespot het, terwyl mense asyn in sy mond gedruk het, terwyl sy volgelinge gaan wegkruip het, terwyl hy oor sy klere geloot het, kry Jesus hierdie mense jammer en sê, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Sien julle? Jou gedrag moenie bepaal word deur die slegte of die goeie persoon wat voor jou staan nie, maar die Gees van God wat in jou woon. Jesus het die mag gehad om met een woord te vernietig. Jesus het die reg gehad om 'n wrok teen hulle te dra. Jesus het selfs die reg gehad om 'n wrok teen Petrus te dra, omdat hy vir Jesus verloon het, en tog het Jesus hom vergewe. God het die volste reg om almal van ons van die aarde af te vee as gevolg van al ons sonde, ons haat, ons jaloesie, ons selfsugtigheid, en tog gee hy vir ons sy seun. Tog kom God en vergewe ons. Tog kom God en reinig ons. Tog kom God en gee aan ons sy Heilige Gees. Tog kom God en maak van ons, wat deur ons sonde sy seun vermoor het, sy kinders. Julle ken mos ook die verhaal van die owerspelige vrou, Johannes 8 van vers 3 af. Die skrifkenners en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel staan. Hulle sê toe vir hom, Meester, hierdie vrou is op heterdaad betrap terwyl sy oorspel pleeg. In die wet het Moses ons beveel om sulke vroue te stenig. Maar wat sê u? Dit het hulle gesê om hom te toets, sodat hulle iets kon hê waarvan hulle hom kon aankla. Maar Jesus het afgebuk en met sy vinger op die grond geskryf. Toe hulle egter volhou met hulle vrae aan hom, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een wat sonder sonde is, eerste 'n klip na haar gooi. Hy het weer afgebuk en op die grond geskryf. Die wat dit gehoor het, het een vir een van die oudste af weggegaan. Net hy het oorgebly en die vrou daar in die middel. Jesus het toe regop gekom en vir haar gevra, vrou, waar is hulle? Het niemand jou veroordeel nie? Sy antwoord, niemand nie, meneer. Jesus sê toe, ek veroordeel jou ook nie, gaan en moet van nou af nie meer sondig nie. As Jesus vir al ons sondes betaal het, waarom wil ons dan nog hê dat ander hulle sondes teenoor ons moet betaal? Hoeveel keer moet ons dan vergewe? Jesus antwoord sommer self die vraag in Matteus 18 van vers 21 af. Toe het Petrus nader gekom en hom gevra, Here, hoeveel keer sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 keer toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 keer nie, maar tot 70 maal 7 keer. Daarom is die koninkryk van die hemel soos 'n koning wat rekenskap van sy slawe wou eis. Toe hy hulle skuld begin nagaan, is een wat 10.000 talent verskuldig was, na hom gebring. Omdat hy nie kon terugbetaal nie, het die Heer beveel dat hy, as ook sy vrou en kinders en alles wat hy besit, verkoop word en dat die skuld so terugbetaal moes word. Die slaaf het toe voor hom op die grond neergeval, laag voor hom gebuig en gesê, wees geduldig met my en ek sal u alles terugbetaal. Die heer van daardie slaaf het hom innig jammer gekry, hom vrygelaat en sy skuld vir hom kwytgeskeld.
Maar toe daardie slaaf uitgaan, het hy een van sy medeslawe gekry wat hom 100 denarius geskuld het. Hy het hom aan sy keel gegryp, gewurg en gesê, betaal terug wat jy skuld. Sy medeslaaf val toe neer en smeek hom, wees geduldig met my en ek sal jou terugbetaal. Maar hy wou nie. Inteendeel, hy het weggegaan en hom in die tronk laat gooi, totdat hy die verskuldigde bedrag sou terugbetaal. Toe sy medeslawe sien wat gebeur het, was hulle baie ontsteld en het vir hulle heer alles gaan vertel wat gebeur het. Daarop ontbied sy heer hom en sê vir hom, jou slegte slaaf, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig soos ek jou begenadig het nie? En sy heer het kwaad geword en hom aan die foltelaars oorgegee, totdat hy al die skuld sou terugbetaal. So sal my hemelse Vader ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Hoor mooi wat sê Jesus hier in vers 35. So sal my hemelse Vader ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. In Matteus 6 van vers 14 af, want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Josef se broers het 'n vreeslike ding aan hom gedoen. Maar op die ou end besef Josef dat selfs dit in God se hand was. Josef het besef dat God hom met 'n doel na Egipte gestuur het. Dit was om vir hierdie broers van hom eendag kos te gee. Waarvoor leef jy en ek? Wat is ons doel hier op aarde? Daar's vandag baie mense wat sê, elkeen vir homself, en daarom wil ons wraak neem, en daarom is dit vir ons moeilik om te vergewe. Baie mense dink dat hulle doel hier op aarde is om net om hulle self te verryk. Ons doel is om mekaar te versorg. Ons moet vir mekaar omgee, ons moet mekaar vergewe, ons moet vir God lewe. As jy God se hand in jou lewe raak sien, sal jy nie anders kan as om God se wil in jou lewe te soek nie. Uit dankbaarheid moet jy jou bydraes aan God gee, en uit dankbaarheid moet jy ander mense vergewe en hulle selfs dien. Jou gedrag moet nie bepaal word deur die slegte of die goeie persoon wat voor jou staan nie, maar deur die Gees van God wat in jou woon. As 'n mens God se hand in jou eie lewe raak sien, met ander woorde, wanneer die kruisdood nie net iets daar ver is nie, maar jy dit begin sien as deel van jou persoonlike verlede, jou eie geskiedenis, dan kan 'n mens nie anders as om te vra, wat kan ek doen om vir God dankie te sê vir al sy liefde, genade en sorg in my lewe nie? Die wyse waarop Josef hierdie vraag geantwoord het, is baie duidelik. Ons kan vir God dank deur mekaar te vergewe en deur vir mekaar te sorg. God is besig om jou storie te skryf. Amen. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde, soos ons ook hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Here, U is my lewe. Ek ken die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede. As die storms om my woed met